Terwyl hy een keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad as Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Hulle het almal eensgesind volhard in gebed saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs, Elamiete, sowel as inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie van Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kreteners, Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Ons is in Jesus Stories deel 76. En ek het gedink, laas toe ek gepreek het, by ons by 75 was, ons maak nou klaar met Jesus Stories. Dacht ek nie, ek dink hier's nog een. En toe ek, so 'n bietjie 2 weke terug, bid en met die Here praat, toe besef ek, nee, 76 is seker nou weer halfpad. Ons gaan nou eers oorgaan na Jesus Stories Deleted Scenes toe, van volgende week af. Dis regtig wat ek dit gaan noem. Dis die goed wat nie ingepas het in Matteus, Markus, Lukas en Johannes kronologies nie, want daar's nog baie. Toe dacht ek, kom ons praat van volgende week af daaroor. So ons gaan daarmee aangaan volgende week. So laat ek het sommer nou sê, hoekom praat ons oor Jesus? Want dis wat die kerk moet doen. Dis enige kerk sy nommer 1 doel, is om mense aan Jesus voor te stel. Daar is nie iets belangriker nie. Ons is nie hier om vir jou koffie te gee, sagte stoel, lekker musiek, jy wat moet geld gee, jy moet mooi aantrek. Kerk gaan oor, daar is alles vrug. Dis nie waaroor kerk gaan nie. Kerk gaan oor Jesus, en dat ons mense aan hom moet voorstel. Ons leer Jesus ken, en hoe doen ons dit? Deur te kyk na wat hy gedoen het, en wat hy gesê het. En dis waaroor die reeks gaan. Ons leer God ken. God se wil vir jou lewe is om te ken. En om gered te wees en God te ken, is sinoniem met mekaar. Jy kan nie die twee skei nie. Dis dieselfde ding. Wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen? Hy het net gesê wat die Vader gesê het en hy het net gedoen wat die Vader gedoen het, want hy was hier om vir ons 'n deur te maak na God toe. Die mens was in die doderyk oorgegee, aan die dood oorgegee as gevolg van sy sonde. Die loon van die sonde is die dood. Paulus beskryf dit so, in jou sonde is jy dood. Jy word doodgebore en jou toekoms is dood as gevolg van sonde in jou lewe. Jou toestand is pateties met jou eerste geboorte. Baie mense besef dit nie, en ons besef dit juis nie, want dis hoe sleg ons toestand is. Baie mense verstaan nie eers wat die evangelie is nie, omdat hulle nog nooit regtig die evangelie gehoor het nie. Hulle het nog nooit gedink in hulle self as hulle is in hulle eerste geboorte werklik pateties nie. Die wêreld leer vir jou in jou eerste geboorte is jy briljant, jy's oulik, jy kan dit doen. Maar ons het eintlik redding nodig. Ons het God nodig. En dis die evangelie. Hy het gekom om ons 'n pad te maak na God toe. Om ons te red, om vir ons versoening te bring vir ons sondige toestand. Dis hoekom Jesus op die aardbol was. So vandag se storie, as jy nie goed bekend is met hom nie, of jy lees net vlugtig soos ek hom vanoggend gelees het in 2 minute, dan sukkel jy om hierdie raak te lees. Jy kom dit amper nie eens agter nie. Dit lyk asof die hele storie net oor die Heilige Gees gaan. Maar die hele storie se doel is eenheid. Die woord wat in die storie is,
sonder om dit mis te lees, is eensgesindheid. Almal daag op met dieselfde gesindheid. Kom ons wees bietjie eerlik met mekaar vandag. Dink julle ons is almal hier vanoggend met dieselfde gesindheid? Daar is nie 'n tyd in die kerk gewees soos vandag al nie. Daar's meer tweespalk vandag in die kerkwêreld as wat daar nog ooit van tevore was. Ja, hier sit baie mense, Hannes, dit lyk asof ons daarom eengesind is. Ja, ouens, as daar baie mense is, beteken dit die vermaak is goed. Beteken nie noodwendig, ons is almal op dieselfde bladsy nie. Dit kan dit beteken. Ek sê nie, jy is hier vir die vermaak nie. Dit kan dit beteken. Maar wat vat dit om almal dieselfde gesindheid te hê? Jou gesindheid word bepaal deur jou denke, hoe jy dink. En as ons nie dieselfde dink nie, gaan ons nie dieselfde gesindheid hê nie. Daar's baie mense wat 'n ander evangelie gehoor het, soos die Here wil hê dit moet met jou goed gaan, hy is vir jou lief, net sê is, en dis hoekom jy hier is. Ons is nie met dieselfde gesindheid hier nie, dis nie hoekom ek hier is nie. Jesus het nie dood gegaan omdat hy vir my lief is soos ek is nie. Ek is hier want ek het agtergekom wat se groot pateet ek is in my eerste geboorte en ek het redding nodig. Dit maak my afhanklik en nederig van God. En as ons elke dag met daai besef in ons rondloop, daag ons almal outomaties hier op met nederigheid. Ek het hulp nodig. En dan kan ons eensgesind wees, maar nie voor dan nie. God skep in jou 'n nuwe mens met 'n begeerte vir hom, en jy's konstant bewus van jou menslikheid, wat die hele tyd besig is om jou terug te trek, en God se gees wat jou die hele tyd na hom toe trek, en al wat jy doen is, jy lê jouself neer, en sê, Here, help, ek is afhanklik, ek is nederig. Ons hou te veel aan ons egos vas. Egos breek eenheid af. Ons hou te veel aan ons opinies vas, in ons gevoelens vas, in ons ervarings vas, want wat ek weet is belangriker as enigiemand wat iets anders weet. Alles ek, en te min God. En dis hoekom eenheid verbreek. Ouens, net in die laaste 30 jaar, in die 2000s het jy pretty much al die kerkdenominasies gekry wat ons vandag nog het. Meeste van hulle, baie van hulle is besig om baie swaar te kry. En die charismatiese kerke was min onafhanklike kerke. Vandag, Jesus, elke tweede ou het 'n kerk in sy garage. Ek het die Bybel vir 2 dae gelees en nou kan ek. Ek bedoel, van die laaste 30 jaar wat ek betrokke is in bediening, het ek soveel kerkskerings in my, ek het nog nie een kerk samesmelting beleef nie. Dis net kerkskerings die hele tyd, want ons stem nie saam nie. Dan moet ons onsself vra, maar hoe baie van God is in ons? Is ons regtig oortuig van ons toestand? Ons moet onsself hierdie vraag vra. Ons het, toe ons teologie geswat het ons so gesukkel met hierdie les. Ons het elke jaar, ons het in die Kaap teologie geswat by 'n teologiese opleidingsskool, en ons het elke jaar begin met 'n oorlewingskamp. Vir 5 dae lank. Letterlik so Survivor. Hulle laai jou in die bos af, of in die veld af. Ek onthou, soos een keer daar in die Karoo in Betulie, en 'n ander keer was daar in die mooi Swellendam woud afgelaai, en 'n ander keer sommer net by 'n drillkamp. Soos in die army. Maar wat gebeur tydens hierdie tyd is, jy word afgelaai met 'n slaapsak en die sel klere aan jou lyf vir 5 dae. En jy kry, miskien 1 keer 'n dag, 'n bak rys. Verder word daar so nou en dan vir jou iets afgelaai wat hulle gejag het, soos 'n eystervark of 'n haas of iets, dan moet jy maar slag en vir jouself gaar maak om te eet. En dan is ons in spanne opgedeel, ons was ongeveer so 150, word ons in spanne opgedeel, en dan kompeteer ons teen mekaar in een of ander speletjie. En dan, as jy wen, kry jy beloning. Die hele span, 1 blikkie bully beef, om saam met jou rys te meng. Woe! En die doel van die oefening, en dit het gebeur, elke liewe jaar, begin ons met hierdie storie. En dit het gebeur vir een spesifieke rede, om ons emosioneel en fisies so uit te put, dat ons op mekaar begin staat maak. Dat ons sal hande vat en nie meer kompeteer nie, maar begin saamwerk vir 'n beloning. Al die spanne saam, sodat ons almal 'n plek van eenheid kan bereik. En al het ons dit in ons eerste, in ons tweede, in ons derde, in ons 4de jaar,
Dit vat 4 dae, maak nie saak of ons dit al in die eerste jaar geleer het nie, dit vat weer 4 dae volgende keer, voordat ons op dag 5 uiteindelik begin saam staan, want die egos is te groot. Die opinies is te groot, die kompetisie is te sterk. Ons sukkel met eenheid, en weet jy wat, ons sukkel tot vandag toe in die kerk. Die Here bring ons by mekaar as 'n eenheid, en ons gaan dit in vanoggend se storie sien, deur die Heilige Gees, deur sy Gees. Die storie waarna ons kyk vanoggend is die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus het opgestaan uit die dood uit, hy het aan sy disippels verskyn, hy het 40 dae nog saam met hulle op die aarde tyd spandeer, nadat hy opgestaan het uit die dood uit. Meer as 500 mense het hom gesien, het Paulus gesê. En uiteindelik het hy opgevaar hemel toe, en voor hy opgevaar het hemel toe, daai laaste dag, het hy saam met hulle uitgestap tot op die berg net by Betanië, en hy het vir hulle hierdie opdrag gegee, en dis waar ons laas gepraat het. As jy dit gemis het, gaan kyk het, dis op ons YouTube kanaal, gratis en verniet, Jesus Stories 75, en Jesus het ons 'n opdrag gegee, verkondig die evangelie. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om my disippels te wees, en wat dit presies beteken. En toe het hy opgevaar hemel toe. En net voordat hy dit nog vir hulle gesê het, dis waar ons storie vanoggend begin. Voor hy net so iewers nadat hy uit die dood het opgestaan het, het hierdie gebeur. Hulle was iewers weer by 'n tafel saam, en Jesus sê vir hulle, het hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. God het in Joël, deur die profeet Joël geprofeteer dat hy gaan sy gees uitgiet oor alle vlees. Jesus het gesê, ek moet gaan vir die Heilige Gees om te kom. Ek is in 'n verheerlikte liggaam, en ek kan nou net by 'n klein groepering mense wees, maar ek wil by elke persoon wees. Ek wil mense gaan soek om hulle te red, en dan wil ek in hulle woon, en ek wil hulle leer, en ek wil hulle wys hoe om hulle lewe te leef. En vir dit om te gebeur, moet my Gees kom, die Heilige Gees. Ek moet gaan vir die Heilige Gees om te kom. So Jesus sê vir hulle, moet nou nie uit Jerusalem uitgaan nie, moet nou nie wegspring en dadelik net hardloop en die evangelie gaan verkondig nie. Wag vir die Heilige Gees. Nou, hierdie is 'n baie belangrike konsep. Want die Heilige Gees is die katalisator wat al die werk doen. Sê ek en jy wat so oulik is nie. Jesus het vir hulle gesê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Julle sal krag ontvang. Ja, weet julle hoe baie mense kry ek wat vir my sê, Hannes, ek kan nie daai doen nie. Ek kan nie daar deur daai water klim, ek is te skaam. Ek het dit al baie gehoor. Ek het mense gehoor sê, ek het nie die persoonlikheid nie. Dan wonder ek of jy jou Bybel lees. Dis nie my geaardheid nie. Dit was ook nie in Petrus se nie. Hy wou gaan visvang het, as jy nog die hele tyd by Jesus stories bly. Jesus moes hom gaan haal het. Hy gee vir jou bonatuurlike krag, nie vermoë van jou nie. As jy op jou eie vermoë staat maak, gaan dit nie gebeur nie. En dis verstaanbaar. Weet jy hoe min mense ontmoet ek wat sê, ek het nie die tipe persoonlikheid nie, maar die Here het homself in my geopenbaar, en ek bid dat hy my die krag sal gee om dit te kan doen. As hy 'n begeerte in jou lewe gesit het vir hom, is dit jou prioriteit, nie om jouself te regverdig nie. Jy moet jouself vra of jy regtig God soek, as jy verskoning soek om nie te doen wat hy gesê het jy moet doen nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. In ander woorde, bonatuurlike krag, iets wat nie uit my uit kan kom nie, nie 'n vermoë wat ek het nie. En as jy dit nie het, jy vra daarvoor, begeer dit. Dit was die storie van my lewe, ek het nie geweet hoe nie. Ek het die Here begeer. Ek het sê, Here help, Here gee. En julle sal my getuies wees. Wat is die teken van die vervulling van die Heilige Gees? As jy jou lewe lank in 'n Pinksterkerk groot word, wat hierdie een van is, of in die AGS, dan sal jy geleer het, dat jy praat in vreemde tale, wat nie verstaanbaar is vir 'n mens se ore nie, tensy God jy die vermoë gee om te verstaan wat die persoon sê. Op kamera, wat YouTube toe gaan, dit is nie die waarheid nie.
daai is die waarheid. Jy sal 'n getuie vir God wees. Bestaan daar so iets? Ja, daar bestaan so iets. Maar Jesus het in sy eie woorde gesê, julle sal krag ontvang en my getuie wees. Jy sal die vrymoedigheid hê om jou verhouding met die Here uit te leef in die publiek en te praat oor die Here, want hy het jou die vermoë en die krag gegee om dit te doen. En as jy dit nie het op hierdie oomblik nie, vra dat hy dit vir jou sal gee. Want jy begeer hom en om te doen wat hy sê. In Jerusalem, hulle was heiliglik daar in Jerusalem, sowel as in Judea, die hele provinsie, die hele Israel uiteindelik, en in Samaria, Jesus, wow, Samaria is waar Samaritane bly, half Jood, half heiden, ons wil niks met hulle te doen hê nie, julle gaan die evangelie daar verkondig, want ek het nie net dood gegaan vir Jode nie, ek het vir al die nasies, in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld, en daar is Zeneen in jou Bybel. Ons bly in die uithoeke, ouens, as mense vir my vra, waar bly jy in Zeneen? Ja, ons het nie baie travel nie, wonder, waar is dit? By die Wildtuin. Dis wyd, ja, is in die uithoeke. Dis hoekom ons dit hier doen. Dis van die Heilige Gees, het iewers gewerk. Dis hoekom ons dit hier doen, die uithoeke van die wêreld. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg. Soos ek het al vir julle verduidelik, Jerusalem is op Dawid se grond gebou, wat soos 'n berg is, en ons al 'n vallei af, die vallei van Kidron, dan gaan jy so uit die tempelterrein uit af van die vallei, deur die vallei gaan jy op teen die Olyfberg, hier op die kant van die Olyfberg was die tuin van Getsemane, op tot op die Olyfberg, daar bo, dan kry jy Betanië, 3 kilometer, die hele paadjie, op af, is soos 'n nie, jy kan nooit fietsry hier plat nie, is altyd op of af, daar ook, op of af. So jy gery het, so, en Jesus het tot op die berg geklim, so uitgekyk oor Jerusalem, op die Olyfberg, seker daar verby die tuin van Getsemane geloop, tot daar waar Betanië was, waar Maria, Martha en Lazarus gebly het, sy vriende, en daar is hy opgevaar hemel toe. Dit was net 'n Sabbatsreis ver. Nou 'n Sabbatsreis is wat die Jode genoem het, hoe ver jy mag geloop het op die Sabbatdag. Dis 2/3 van 'n myl maksimum, 'n kilometer. Jy mag nie, want dan begin hulle dit beskou as werk. En op die Sabbatdag, wat 6 uur Vrydag aand as die son sak begin het, en eers as die son weer gesak het op Saterdag aand geëindig het, mag jy nie verder as dit geloop het as jy 'n Jood was nie. So, Lukas wat Handelinge skryf, sê vir ons, hulle het net so kilo huis toe geloop van waar Jesus opgevaar het hemel toe. In die stad aangekom is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Nou ons weet nie presies wie se huis hierdie was nie, maar daar's baie, ons weet teologies kan hulle nie regtig sê waar dit is nie. Hulle vermoed dis dieselfde vertrek waar Jesus saam met sy disippels oulaas nagmaal gehou het, die donderdag aand voordat hy gearresteer is. Maar ons weet nie presies wat sy bovertrek is nie, maar hulle huise was so gebou dat almal 'n stoepdak gehad het, dat hulle partykeer toegebou het, dis 'n bovertrek. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue. En daar's ons woord. Hulle het almal eensgesind. Jy kan vir 'n tiener, kom ek beskryf dit so, julle sal dit verstaan, hè? Tiener se attitudes. 'n Tiener se attitude. Jy al vir jou kind gesê, jou tiener, trek reg jou gesig. Ons moet dit hierdie week 'n paar keer doen. Veral omdat dit nou eksamen is. Kry jou gesindheid reg. Het jy al gesien hoe moeilik is dit? Onthou jy het jou ma dit vir jou gesê het jy dit reg gekry? Jy maak so, maar hier binne wil jy moord pleeg. Jy het al, om jou gesindheid reg te kry, het alles te doen, ek het dit nou gesê, het alles te doen met jou manier van dink. Dit het te doen met, is ek werklik in totale afhanklikheid voor God? Of dink ek weet beter? Hulle was almal eensgesind, hulle was almal oortuig dat Jesus Christus die Messias was. Hulle oë het oopgegaan, hulle het niks verstaan voordat hy gekruisig was en hoekom hy moes gekruisig was nie. Maar vir 40 dae het hy saam met hulle tyd spandeer en hy het vir hulle dit oopgebreek en hulle het tot die besef gekom, o, dis wat gebeur het. Ek verdien dood. Hy het my plek gevat. Ek's dood in my oortredinge. Hy het my pak slaag gevat, my dood gesterf, opgestaan vir my part, sodat ek saam met God tot in ewigheid kan leef, en ek vertrou dat daai werk wat hy vir my gedoen het, my nou kwalifiseer om voor God te staan, en saam met hom in ewigheid te wees.
En ek is vir die res van my lewe dankbaar en afhanklik. Dis met die gesindheid waarmee hulle by mekaar was. Nee, ek weet meer en ek is beter en jy sal nou vir my luister en voor ons osself kry, skeer ons kerk nie. Het hulle volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue. So Lukas wil hê ons moet weet hoe lyk dit, wat is die setting? Lukas was 'n dokter wat hierdie geskryf het en hy was baie sistematies. Hy wou presies gehad hê die mense moet weet wat gebeur het. Onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy was daar. Sy broers was ook by. Jesus se eie boeties, halfboeties, nê? Het hom nie gevolg terwyl hy op die aarde was nie. Hulle het eers nadat hy dood is en aan 'n kruis gesterf en toe hy uit die dood uit opstaan en hulle verskyn het, toe die oortuiging gekom, ou boet was toe al die tyd nie net 'n ou boet nie. Kan jy jouself imagine, jou ou boet is die seun van God. Hulle het tot daai oortuiging gekom. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die so wat 120 gelowiges. So dis die mense wat bymekaar was. 120 van hulle. 120 gelowiges beteken 120 wat se vertroue in Jesus se werk vir hulle is om voor God te staan. Dat hulle het God se genade nodig. 120 van hulle. Petrus het die leiding geneem. So Petrus het bygepik. Nadat hy besluit het om te gaan visvang en Jesus het vir hom gesê, jy gaan die rots wees, dit wat jy nou gesê het, dat ek is die seun van God, gaan die rots wees waarop ek my kerk gaan bou en jy gaan voorloop. Klim van daai viswater af en kom doen wat ek vir jou gesê het. En hier doen Petrus dit. Petrus het beheer gevat. Nou, wat interessant is in die Joodse tradisie, as daar enige nuwe godsdienstige beweging tot stand moes kom, binne die Joodse tradisie, of 'n nuwe inisiatief, en daar moes 'n nuwe raad gekies word, dan moes hulle volgens die Jode se voorskrifte 120 mense wees. So hierdie het simboliese betekenis, en toe hulle 120 by mekaar is, wat almal Jode is, op daai stadium, toe Petrus leiding vat, toe kies hulle 'n nuwe beheerraad, wat toe die 11 disippels van Jesus is, en hulle kies toe een ou in in Judas se plek, kies hulle toe 'n nuwe disipel. So dis wat toe nou volgende gebeur. Daar was 120 mense by mekaar, en hulle kies toe 'n nuwe raad. En dan, toe hulle weer by mekaar is, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar, lees ons. Nou, moenie hierdie mis nie. Hoe meer ek met mense praat, hoe meer kom ek agter, hulle het nie idee wat beteken Pinkster nie. En veral as jy in tradisionele kerke groot geword het, baie mense is nooit regtig geleer wat beteken Pinkster nie. Ons het die woord al gehoor. Toe die Pinksterfees aanbreek. Nou op hierdie stadium, toe is die Pinksterfees al 1500 jaar oud. Party mense dink Pinkster kom van die uitstorting van die Heilige Gees af. Dis nie waar dit begin het nie. Hier was dit al 1500 jaar oud. Die Pinksterfees is in die Joodse tradisie ingestel nadat God vir hulle die Torah gegee het. Die Torah is die eerste 5 boeke van jou Bybel wat deur Moses geskryf is. Genesis, Exodus, Deuteronomium, Numeri, wat een het ek nou gemis? Leviticus. Dankie, Wimpie. So, dis 'n feesviering van die wet wat God deur Moses vir die Jode gegee het. En wat hulle ook gevier het, was God se voorsiening. Want hierdie is presies 50 dae na Paasfees. Hulle vier hierdie tot vandag toe nog. Hulle noem dit Shavuot. Dis wat hulle dit noem. Hulle vier dit vir hierdie rede wat ek nou besig is om te verduidelik. God het vir ons die Torah gegee, en dis ook oestyd vir koring, en ons bring die eerste van die heel beste van ons koring na God se huis toe. En ons vier sy voorsiening in ons lewe. Dis waar Pinkster vandaan kom. Dis waar die woord vandaan kom. Pinkster, die fisiese woord beteken 50 dae. 50 dae na Paasfees. Of soos die Jode dit sou noem, Pascha. Pascha gaan vir hulle alles oor 'n lam wat geslag moes gewees het om hulle uit die slawerny van Egipte uitgelei het, en hulle vier dit tot vandag toe, en 50 dae daarna dan vier hulle Shavuot. Wat sê, ons het so pas ons eerste koring van die land afgehaal, en wat hulle tipies sou gedoen het, hulle sou deurnag die Torah gelees het, en hulle sal
Feesvier, wat hulle vandag doen, is hulle praat van melk en heuning. God voorsien vir ons soos melk en heuning, soos Kanaan. So hulle sou baie suiwelprodukte hê, roomkoek en kaaskoek en heuning sal iewers ingemeng wees en deel van dis wat hulle tipies sal eet. Hulle doen dit tot vandag toe nog. Hoopelik eet jy kaaskoek na kerk. Okay. In elk geval, so vir interessantheid. Dis wat Pinkster is. So as Lukas hier vir ons skryf, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, dan praat hy van 50 dae na Paasfees, is al die Jode nou dankbaar vir God se voorsiening en ons vier dat God vir ons sy wet gegee het, dat hy vir ons gewys het wie hy is, sy karaktereienskappe wat ons in die wet raak lees. Toe dit aanbreek, was ons almal op een plek by mekaar. Nie net fisies nie, ook psigies. Ons is almal in afhanklikheid van God hier. Pinksterfees. Moenie hierdie mis nie. Jesus het gekom en hy het die Pasga van die Ou Testament verander. Vandag vier ons Paasfees. Hy het die betekenis van die naweek verander, dat dit nou gaan oor hom wat gesterf het vir die sonde van die mens en die mens kom lewe gee het ten spyte van die feit dat hulle dood verdien. Jesus het ook deur die Heilige Gees Pinkster se betekenis kom verander. Vandag vier ons Pinkster as gevolg van die krag wat ons ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. So as iemand vir jou sê, dis nou Pinkstertyd, beteken dit ons herdenk, ons vier fees, dat God sy Gees vir ons gegee het. Skielik beteken dit was nie 'n mens nie. Skielik beteken ons het niks daarmee te doen gehad nie. Dis nie my en jou verantwoordelikheid nie. Was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. En dit was so geweldig dat die hele stad weet iets het gebeur. Ons gaan dit nou sien. 'n Geweldige stormwind. Daai stormwind is presies dieselfde woord wat gebruik word in Genesis nadat God vir Adam uit modder uit gevorm het en sy asem in sy longe ingeblaas het. Daai asem is presies dieselfde woord. In Hebreëus is dit wat is daai woord? Ruach. En in Engels is dit, in Grieks is dit pneuma. Dit beteken asem van God, wind van God, gees van God. Dis wat dit beteken. So, daai stormwind beteken God daag op. Dis God se teenwoordigheid. Dis wat dit verteenwoordig. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Nou hierdie stormwind van God was net teenwoordig in die tempel in die Ou Testament se allerheiligste gedeelte. Net die priesters kon dit beleef en sien. En Moses het dit beleef toe op die berg was. Dit was nie oop vir elke liewe mens op aardbol nie. En jy moes jou as 'n priester gaan reinig om daarin te gaan, anders het jy dood neergeval in die teenwoordigheid van God. Maar toe Jesus sterf aan die kruis en hy sê dit is volbring, toe skeur die allerheiligste se gordyn van bo tot onder. En God is beskikbaar vir elke een wat tot geloof kom in Jesus Christus. En hier daag God in sy volle krag op, binne in die eerste 120, binne in die vertrek, stormwind. En hy het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle was nie seremonieel gereinig volgens die Joodse tradisie nie. Want hulle is nie meer Jode nie, hulle is nou Christene, alhoewel daai term nie bestaan het in die Bybel, hulle was mense van die weg. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Een vuur wat verdeel het na almal toe. Een God wat in ons almal leef, met ander woorde. Dis 'n vuur wat jou seël as sy kind en 'n vuur wat jou reinig en 'n lig wat jou in die brand steek om 'n lig vir iemand anders te wees. Soos wanneer jy sit met 'n kersie en almal het kersse, maar almal se kersie is dood, het jy krag ontvang om vir 'n volgende mens lig te wees. 4. En op elkeen van hulle gekom. Hierdie is die profesie wat Johannes die doper geprofeteer het in Matteus 3 vers 11 waar ons gepraat het. Hy het self gesê, ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, omdat julle wegdraai van julle sondes af, maar hy wat na my kom is my meerdere. En ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Johannes die doper het hierdie geprofeteer en hier word dit waar. In 'n oomblik. Almal is met die Heilige Gees vervul. Almal, 120. En hulle het niks gedoen nie. Dis 'n geskenk, kom van God af. En hulle het in ander tale begin praat. Die woordjie vir tale daar
is nie 'n gebrabbel wat niemand verstaan nie. Dis nie jou babatjie wat besig is om te leer praat nie. Die woord daar is 'n fisiese taal wat bestaan met sy dialek. Dis wat daai is. Ander woorde, jy kan miskien Afrikaans en Engels praat. En in die volgende oomblik val jy uit met Portugees. Met die regte dialek. Nie eers jou Suid-Afrikaanse dialek nie. Dis nie soos 'n Suid-Afrikaner wat Amerika toe gaan, maar jy kan hoor hy's 'n Suid-Afrikaner nie. Met die regte dialek. Ewe skielik praat jy Sepedi. Jy kyk vir jouself snaaks in die spieël en jy probeer jou mond toe hou, maar jy kan nie. Hou aan praat. Met die regte dialek. Ek dink, ja, ek sal begin dink, is ek van 'n demoon besete. Want dis wat daar staan. En ons, jy gaan dit nou sien. Lukas verduidelik dit vir ons. Soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het. Met ander woorde, dit kom nie uit jou uit nie. Dis nie jou vermoëns nie, dis nie jou krag nie. Dis die Here wat opgedaag het. In 'n oomblik. Om onder sy leiding te doen. So met ander woorde, hy het beheer gevat. En nou gaan julle sê wat God sê, net soos Jesus dit gedoen het. En nou gaan julle doen wat God wil hê jy moet doen. Net soos Jesus dit gedoen het. Dis wat die Heilige Gees vir my, enige iemand wat by my kom en hy sê, ek is 'n kind van die Here, wat nie die Here se krag in sy lewe soek nie, betwyfel ek as 'n mens. Dan dink ek, is jy seker die Here het jou gered? Of is daar net 'n sekere gedeelte van hom waarvan jy hou? Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Hoe is dit moontlik? Waarvan praat Lukas nou ewe skielik? Daar's godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son. Daai godsdienstige, vandag het godsdienst nogal 'n slegte konnektasie in party mense se koppe, maar wat daai woordjie godsdienst daar beteken is toegewyde, is godsvreesende Jode. Is mense wat regtig God gevrees het. Hulle het geglo ons behoort aan God. Uit al die nasies, was daar nou nie net een Joodse nasie en hulle almal het in Israel gebly, in Jerusalem, in Judea en daai area nie, nee. Ek het jou gesê, hier is 'n storie van eenheid. Daai julle die toring van Babel? Die mense, die Israeliete het besluit, ons gaan 'n toring bou tot by God. Ons gaan in ons eie vermoë dit moontlik maak om by God uit te kom. En hulle het begin bou in 'n toring. En hulle was nie 'n entjie ver nie, toe stuur God verskillende tale onder hulle in. Dat die ou wat daar onder staan skree in Portugees, die ou wat hier bo staan skree daar onder vir die ou in Portugees, gooi die baksteen, en die ou wat daar onder skree in Sepedi. En die volgende oomblik kom hulle agter, ons gaan nêrens heen met hierdie toring nie, en almal wat toe mekaar kon verstaan, trek toe in die 4 verskillende windrigtings van die wêreld in. Hulle is almal Jode, trek in die 4 verskillende windrigtings van die wêreld in, en begin almal hulle eie klein Joodse nedersetting, waar ook hulle uitkom en gaan bly. Net die Arameese Jode, wat Aramees gepraat het op daai stadium, het nog in Judea en Jerusalem in daai area gebly. Maar omdat dit die 50ste dag na Paasfees was, wat 'n groot fees was, het al die Jode wat almal in die 4 verskillende windrigtings van die wêreld gebly het na hierdie fees toe gegaan om God se goedheid en guns oor hulle lewe te vier, en almal van hulle was geverteenwoordig. Daar was nie skoolsport aan nie, daar was verseker niemand op vakansie nie, niemand moes by die werk wees nie, ons is hier, want God is waar ons lewe gaan. Dis hoekom hy sê hulle was godsdienstig. Hulle was oortuig, dat is die belangrikste aspek van my lewe. Hulle was almal daar. En toe hierdie tale begin praat, toe's hierdie mense daar. Kyk wat gebeur. Toe die mense die geluid hoor, die geluid van die verskriklike wind. Luister ouens, daar's party mense wat dink Jesus is saggies en teer. Hierdie was geweldig.
As die Here by daai deur nou moet instap, twyfel ek of ek en jy op ons stoel vir hom gaan sit en glimlag. Ons gaan 10 keer met ons gesig op die grond lê, want dis wie God is. Hierdie was geweldig, dit was hard, dit was duidelik, dis God vat beheer in 'n oomblik. Die mense wat die geluid hoor, hierdie verskriklike wind, het is groot skare saamgedrom as gevolg daarvan, waar hulle dit gehoor het. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, hulle is almal Aramees. Hulle het ook Grieks gepraat, want daar was 'n verskriklike sterk Griekse invloed. Ons weet, Filippus het Grieks gepraat, onder andere, maar hulle het almal Hebreëus geken, maar Hebreëus was nie meer 'n algemene taal wat gebruik was in Jesus se tyd nie. Die taal het klaar uitgesterf, hulle het almal Hebreëus geken, want die Ou Testament was in Hebreëus geskryf. So hulle kon Hebreëus lees, maar dit was nie 'n daaglikse taal gebruik wat hulle gebruik het nie. Hulle het almal Aramees gepraat. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. So hier's 'n massiewe ontploffing. Hierdie ouens is nie deel van ons nie. Hulle het nie saam met ons hiernatoe gekom vir die fees nie, maar ek verstaan in die regte dialek elke woord wat hier gesê word. Verras en verbaas, sê hulle toe. Die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Dis vreemd. Hoe hoor elkeen van ons dan ons eie moedertaal? Hoe is dit moontlik? Perse, Medeërs, Elam, net vir ingeval jy gewonder het, wat se tale was almal daar? Lys Lukas hulle vir ons. Perse, Medeërs, Elamiete, sowel as inwoners van Macedonië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie van Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte, die hele dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het. Kretensers, Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. So waarom is, wat sê jy? Jy praat ewe skielik 'n ander taal, jy verstaan jouself nie, en wat sê jy? Jy is besig om vir die hele wêreld te sê, dat God het sy enigste gebore seun gegee, om my en jou pak slaag te vat, ons dood te sterf, vir ons uit die doodheid op te staan, en verheerlik te word tot in die regterhand van God, sodat ek en jy kan lewe hê, sodat dood nie langer oor my en jou heers nie. Hulle is besig om te praat oor die groot dinge wat God gedoen het deur sy seun. Hulle is besig om te sê, wanneer julle die Heilige Gees ontvang, sal daar krag oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Dis presies wat hulle hoor. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Want dit is wat die Here doen, wanneer die Here opdaag. Hy maak jou nuuskierig. Hy sit in jou die behoefte om te wil weet wat aangaan. Wanneer jy weer gebore word, waarmee jy niks te doen het nie. Soos in Johannes 3. Jy het met jou eerste geboorte niks te doen gehad in sonde nie. Jou tweede geboorte is dit deur sy gees, en die gees waai waar hy wil, skep 'n nuwe mens in jou binnekant met 'n begeerte vir God. Dit maak jou nuuskierig. Dit jaag jou na God toe. Ons wil weet wat hier aangaan. Ons wil weet wat hier aangaan. So God het sopas opgedaag. Hy het deur hulle gewerk in krag en hy het in hulle harte gewerk. Maar party het gespot en gesê hulle is dronk. Hoe ironies is dit nie, hè? Vandag sit die kerk vol. En as iemand homself elke naweek van sy lewe of selfs elke dag van sy lewe dronk drink, moet hy 10-1 gered word. En hier beskuldig mense wat niks met God wil te doen hê nie. Mense wat gered word dat hulle is dronk. Dis ironies. Mag ons almal totaal deurdrink en dronk van God se gees wees. Elke dag van ons lewe. Mag dit 'n kompliment wees wat ek ook in my lewe kry. Want dis wat God in my doen. Nie ek nie, maar hy. Minder van my en meer van hom. Nou,
Ek gaan nie die res van die storie vir julle vertel nie, want dan gaan ons uit Jesus stories uit en die tyd is al verby. Maar wat nou gebeur is, nadat hulle hierdie vraag gevra het, wat gaan hier aan? Toe staan Petrus op, tussen daar was duisende mense. Toe staan Petrus op, die disipel van Jesus. Toe gee hy vir hulle die evangelie. As jy dit wil gaan lees Handelinge 2 verder as vers 13. Toe gee hy vir hulle die evangelie. Toe praat hy alleen. En elke liewe mens oor al die uithoeke van die wêreld kan hom almal verstaan terwyl hy praat. En hy vertel vir hulle van Jesus. En 3000 van hulle kom tot bekering en hulle vorm die eerste kerk. En hulle was soos een gewees. Gaan lees Handelinge 2 klaar en kyk jy wat was eenheid. Daar was 3000 mense uitmekaar uitgejaag by die toring van Babel. God het eenheid gebring met 3000 mense toe sy gees uitgestort het. Ons het in Suid-Afrika hierdie gesegde gehad. Ek dink is meer in die ou Suid-Afrika, eendrag maak mag. As ons almal hier is vir dieselfde rede, op dieselfde bladsy, is dit vrugbare grond vir God om enige tyd, enige iets te kom doen en op te daag. Dis as ons eensgesind is. Wat leer ons by God? Wat leer ons van God? Hy is geweldig en sterk, nie saggies en teer nie. En wat hy wil gedoen, hy sal hy doen, want hy is almagtig. Hy is alwetend, hy is groot. Hy gee die krag wat ek en jy nodig het. As jy met jou verskonings kom, dan moet jy vir jouself versigtig wees, want iemand lieg vir jou. Ek het vir jou 'n tip. Kyk bietjie in die spieël as jy wonder wie. Iemand is besig om in jou oor te fluister. Hy bring eenheid. Eensgesindheid. Mense in eenheid is 'n verskriklike weerbare iets. Dit vat net een trotse, ek is reg. Julle is verkeerd, om eenheid af te breek. Dis net een persoon wat sy nederigheid vir 'n sekond verlaat, of ons het twee spalk. Verhoudings is 'n baie belangrike aspek van ons verhouding met God. Eerste 'n verhouding met hom en dan 'n verhouding met mekaar. En dis waartoe hy ons roep. En dis wat hy deur sy gees in ons doen. Hy bind ons aan mekaar vas in liefde. En laastens, hy steek ons aan die brand vir sy plan. Ek het 'n verantwoordelikheid. Daar's geen manier dat jy die Here kan dien en net met jou lewe aangaan en hy's my afdeling vir 'n uur op 'n Sondagoggend. En sorry, ek het al klaar 10 minute oor jou tyd gevat. Hoopelik vergewe jy my, maar is nog steeds nie vir die Here. Hy steek jou in die brand vir sy plan. En daar's geen manier vir my en jou om dit te ignoreer as ons werklik kinders van die Here is nie. Kyk wat sê Paulus. Hiermee wil ek afsluit. Hierdie is wat Paulus geskryf het. Hy sê, lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Nou, om vir jouself te sê, ek moet nou rustig raak, ek moet nou kalm wees, ek moet nou geduldig met almal wees, sodat ons in eenheid kan saamleef, gaan nie werk nie, want dis nie wat daar staan nie. Die enigste manier om jouself daarop toe te lê, om altyd op te daag, met die regte gesindheid, is om jouself te herinner, hoe genodig jy genade het. Dis die enigste manier, om op te daag as 'n afhanklike van God. Want dis wat die Heilige Gees doen. Hy is konstant besig, en hy doen dit eintlik, om jou te oortuig van hoe nodig jy hom het. Daar is net een liggaam, net een gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God, en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk, en in almal woon. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, ons gee al die eer vir die woord van vanoggend. Mag Pinkster nooit weer net by ons verby vlieg nie. Mag ons vier dat ons krag ontvang het om u getuies te wees. Mag dit letterlik 'n werklikheid in ons lewe word. Mag die passie, die vuur wat in ons in die brand steek, nie net by ons bly nie, maar mag die wêreld om ons in die brand steek. Mag ons getuies vir u wees. Mag ons gaan waar u wil hê ons moet gaan. Mag ons sê wat u sê. Here, mag ons dronk wees van die Gees.
Dis my gebed vanoggend in die naam van Jesus. Amen.